Jy kyk na Wins of Verlies en nie net het ons 'n nuwe ateljee nie, ons het ook 'n baie interessante gesprek vir julle beplan. Nou, vir meeste Suid-Afrikaners is al mediese fonds een van die grootste maandelikse uitgawes. Tog verstaan min van ons presies hoekom sommige eise betaal word en ander nie. Wat gebeur werklik agter die skerms? Wel, by my vandag is Robert Jordaan, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Hospitaal. Chantel van den Heever, hul krediteerbestuurder en Craig Pike, CEO van L-Health en Gridwealth. Sy baie welkom aan julle natuurlik en hier in ons nuwe studio. Ek dink dit lyk fantasties, maar ons het 'n vol program geboek en ons het 'n klomp groot name hier. Ek dink ons het 'n CEO of 2 hierso en ons het 'n kredietbestuurderes. Wat 'n voorreg, maar baie dankie dat julle hier is. Robert, ons duik sommer nou by jou, Suid-Afrikaanse Hospitaal, 122 jaar oud, nê. Nee. En natuurlik, maar die kykers vir daar buite is al die Kaapenaars. Jy weet, wat is die Suid-Afrikaanse Hospitaal? Suid-Afrikaanse Hospitaal is hierdie jaar 122 jaar oud. Dis 'n onafhanklike hospitaal wat nie deel is van die groot groepe soos Mediclinic, Life of Netcare nie. So ons is onafhanklik en ons het ook nie aandeelhouers nie. Dit is 'n hospitaal wat vir 'n nie winsgewende hospitaal of nie vir wins bejag werk nie en ons lewer 'n omvattende diens aan ons pasiënte na buite. Ons spesialistvelde is kardiologie, kardiothorax chirurgie, ortopedie, spinale chirurgie, algemene chirurgie, oorneus en keelchirurgie en natuurlik ook interne medisyne en pediatrie is ons kernbesigheid. Kyk oor na jou toe, sagte ware programme en natuurlik jy weet vir dokters, hospitale, waarin spesialiseer julle presies en natuurlik jy weet hoe werk julle? Ons kyk na die hele ekosisteem in 'n praktyk. Okay. So dis van die sagte ware af om eise te kan stuur, die bemarking van 'n praktyk, die skuldinvordering by 'n praktyk en self wat ons noem 'n bureau waar ons klomp dames het wat al die opvolgwerk doen in 'n mediese praktyk. Chantel, oor na jou toe. Ek bedoel, mediese fonds is baie kere baie gekompliseerd. In jou, kom ons sê ondervinding by eise, hoe baie kom julle gereeld agter dat 'n pasiënt byvoorbeeld of 'n kliënt byvoorbeeld nie 'n cooking clue het, jy weet hoe sy mediese fonds werk nie. Thys, ja, dit gebeur daagliks, want mense neem 'n mediese fonds uit en hulle besef nie wat is hulle voordele nie. So hulle kom by die hospitaal en hulle kry 'n verrassing, hulle moet 'n betaling inbetaal. Ons probeer hulle inlig voor die tyd, maar dis nog steeds 'n verrassing as jy 'n dag voor die tyd 'n 10.000 of 'n 20.000 rand bedrag moet inbetaal. Nie almal het dit nie. So jy moet seker maak as jy aansluit, gaan deur jou voordele, maak seker jy weet alles. Probeer ek by jou aansluit. Hierdie netwerkhospitale, soos byvoorbeeld waar jy in die begin gesê het, ja, julle is nie deel byvoorbeeld van 'n groep of 'n netwerk nie, maar hierdie netwerk tipe van voordele. Hoe belangrik is dit dat 'n pasiënt dit ook moet weet en hoe byvoorbeeld sluit dit aan by 'n hospitaal soos Suid-Afrikaans? So as jy nie deel is van 'n netwerk soos 'n Discovery netwerk op sekere opsies nie, is daar 'n bybetaling vir die pasiënt wat na ons toe kom. Nou ons probeer die pasiënte so ver as moontlik akkommodeer, maar op 'n stadium raak dit net onbekostigbaar om 'n 30% bybetaling te probeer afskryf. Jy weet dan maak my besigheid nie sin nie. Maar ons sien duidelik dat die mense nie deeglik ingelig is daaroor nie. Natuurlik probeer 'n ou deel wees van al die netwerke wat daar is, maar dit is net onmoontlik, want jy weet ons het 'n oormag teen wie ons beklei en teen wie ons met wie ons kompeteer en daarom is dit noodsaaklik dat ons effektief net eenheids en ondersteun in die proses om natuurlik die pasiënte by ons te kan laat opneem ook dan. Kyk, maar kyk hier na jou toe, jy weet op die ICD-10 kodes, byvoorbeeld as jy kodes ontvang, jy weet van die hospitaal of op sekere eise, prosedures, wat ook al die geval mag wees, hoeveel kere kom julle agter, jy weet dat die pasiënt byvoorbeeld 100% kom ons sê hospitaaldekkingsprogram het, maar die kode wat byvoorbeeld deurgestuur word is dan vir 'n prosedure wat dalk meer gevra word, minder gevra word. Hoe werk daai net vir die algemene kyker daar buite? Daar's talle kodes betrokke. Die ICD-10 bepaal basies wat die diagnose van die pasiënt is. Wat baie belangrik is, want op die einde van die dag, daar is ook PMB's betrokke. PMB's is minimum voordele, wat 'n fonds, minimum benefits, heeltemal korrek, wat 'n fonds wel moet betaal. So daai ICD-10 moet perfek reg wees. Maar as ek na die kodes kyk, kodes kan geëis word teen sekere persentasie bedrag. En dis waar daar probleme kan inkom, want 'n dekking van 'n fonds sê miskien hulle betaal net op 100% of 150%, waar die dokter vra miskien 300 tot 400%. En dis waar die pasiënt 'n verrassing kan kry om te sê, maar ek het 'n groot bybetaling hierso, want die fonds gaan nie alles dek vir die spesialis nie.
terug na Chantal toe, jy wat in praktyk werk met dit. Baie kere byvoorbeeld is daar pasiënte wat dalk sal uitlatings hê daaroor teenoor die hospitaal byvoorbeeld en nie noodwendig sy mediese fonds of sy adviseer byvoorbeeld nie. Hoe ervaar julle dit in praktyk? Ons kyk altyd waar ons die pasiënte kan help, maar weer eens, dit is belangrik dat die pasiënt hulle voordele ken. Dit is ook moeilik altyd om vooraf te weet wat gaan die fondse dek of nie, want jou rekening word ingedien en dan is dit onderhewig aan hulle reëls, regulasies, hulle bybetalings en hulle limite. So soos ek sê, ons kyk hoe ons hulle kan help, maar op die einde van die dag bly die pasiënt verantwoordelik en hy moet opvolg met sy fonds of sy makelaar. Ja. Robert, daar weer na jou toe. Hoe kan 'n dokter of 'n spesialis byvoorbeeld vra 200-300% se gewone mediese fondstarief net vir die gewone kyker daar buite, jy weet, om hom net te verduidelik, maar waar kom hierdie, kom ons sê nou maar, struktuur vandaan? Dit is 'n dokter se reg, is 'n vrye markstelsel op die stadium, hy kan vra wat hy wil, maar hy moet ook besef as hy te veel vra gaan en die pasiënte kan nie, want mense kan nie bekostig deesdae of die fooie te vra nie. Ons meng glad nie in met die dokter se fooie, dis sy eie indaba, dis sy eie diskresie en ons akkommodeer sy pasiënte in die hospitaal en ons doen dit aan die beste van ons vermoë. Maar die dokter is 'n onafhanklike praktisyn, maar dis min of meer waar dit vandaan kom. Ek kyk weer na jou toe en ek wil met die eerste segment daarmee afsluit, maar kan ek byvoorbeeld gedagvaar word vir 'n rekening wat uitstaande is, al is hy gedeeltelik byvoorbeeld betaal, jy weet, deur my mediese fonds, en kan ek ook geswartlys word vir so iets byvoorbeeld? So as 'n dokter gesê het hy vra X en die fonds betaal nie X nie, daai gedeelte is 'n pasiëntaanspreeklikheid wat die pasiënt sal moet betaal, anders dan gaan hy oorhandig word vir skuld en vordering vir daai bedrag. Ja, dis eintlik hartseer as 'n mens daarna kyk, jy weet, want ek bedoel 'n mediese, kom ons sê, behandeling is eintlik 'n mensereg, maar ons is in 'n stelsel in 'n land waar dit nie basies daai dienslewering aan ons kan gee nie. En nou het ons byvoorbeeld selfs nommer 1 het ons versekering daarvoor. Partykeer betaal ons versekering nie genoeg daarvoor nie. Dan kan ek gedagvaar word en ek kan geswartlys word en in die effek, jy weet, is dit net 'n stoomrolle. Robert, jy wou iets sê? Nee, ek wil net sê, jy weet, as jy in 'n situasie is waar jy 'n bybetaling moet maak, het ek nog altyd dit ervaar dat as jy met die dokter gaan praat en sê, luister dokter, ek is 'n afgetrede pensionaris wat nie inkomste het op die stadium nie, kan ek jou afbetaal, kan ek 'n reëling maak met jou, dan is die dokters baie gemaklik daarmee, jy weet, want ek dink, praat net, moenie net wegbly nie, want dis waar die probleem is. Dit bly tog 'n menslike diens, is dit nie? Want dit is 'n mens tot mens diens, dit is nie 'n ding wat ek aan jou verkoop, 'n voertuig of dit of dat, wat nie 'n persoonlikheid het nie. Absoluut, praat daaroor, ons wil nie net swartlys nie. Ja, dit is die belangrike deel, kommunikasie is alles. Net hierna kyk ons na wat werklik agter die skerms gebeur vanaf die oomblik wat 'n dokter 'n eis indien. Die van ons wat gelukkig genoeg is om aan 'n mediese fonds te behoort, gaan sien die dokter en jy kruis jou vingers dat jou eis aanvaar gaan word. Maar wat gebeur werklik agter die skerms as 'n eis wel ingedien word? Ja, ek dink dit is natuurlik die groot vraag. Dit is as 'n mens byvoorbeeld daar by, kom ons sê, ontvangs uitkom, jy is reg vir jou prosedure vir die oggend en dan word jy natuurlik opgeneem en jou kodes word vir jou gevang en alles is daarso. Maar Chantal, verduidelik ons gou-gou, as die pasiënt dan nou na die saal toe gaan, wat gebeur nou agter die skerms nou daar by julle van daar af? Sodra 'n pasiënt opgeneem word en daar's magtiging verkry, gaan hy saal toe en al daai items wat gebruik word op hom, medikasie, word dan op die rekening gehef deur die saal. Die pasiënt gaan, as hy ontslaan is, wel, terwyl hy in die hospitaal word, ons gevalle bestuurder besoek die pasiënte en kliniese inligting word deur die fonds gestuur aan die fonds. En hulle moet dan dit opdateer, die hoeveelheid dae, hoë koste medikasie, die ICD-10, al die kodes op die rekening. En dan as dit gefinaliseer is en die fonds het opgedateer, word die rekening ingedien na die fonds toe elektronies. En dan wag ons dan vir ons betaling en meeste van ons betalings kom dan deur en ons kyk dan of ons hom moet audit. Robert, daarna jy, dit klink amper soos 'n gesondheidshotel, as ek dit so kan stel. So met ander woorde, ek gaan nou by die hotel inklok, by ontvangs, jy weet, ek gaan na my hotelkamer toe. Enigiets wat ek binne my hotelkamer gebruik, word dan op my stelsel mos gelaai, jy weet, en natuurlik as ek uitcheck, dan is daar 'n oude proses, my hele rekening is by uiteengesit, ek betaal die rekening, ek gaan huis toe. Maar wat gebeur byvoorbeeld
byvoorbeeld as 'n mens gaan kyk, daar's dalk 'n rekening wat nie gecover word nie of 'n medikasie of iets soos dit, is die pasiënt dan aanspreeklik om dit te vereffen voordat hy kan huis toe gaan of kan daar reëlings getref word? As daar iets is wat hulle optel in die proses wat die fondse nie betaal nie, dan weet ons daarvan. En ons sal dit dan ons wil nie vir die pasiënt in die hospitaal daarmee konfronteer nie, want ons is nou op die pad om hom deur die teater te kry dan nou. Maar soos die pasiënt dan ontslaan word, kry hy sy medisyne wat uitgaan saam met hom huis toe, of die sogenaamde TTO medisyne, to take out, en dan dien ons die rekening in by die fondse. Ja. Dan kom die fondse terug en sê vir ons, hulle dek die rekening. Dit vat ons so gemiddeld van dat die pasiënt ontslaan is, tot die rekening reg is na die fonds toe, so 4,5 na 5 dae toe. En in hierdie proses, dan stuur ons die rekening in na die mediese fondse toe. Ja. En soos die geld inkom, dan begin ons met die pasiënt en skakel en sê, luister, hier's 'n uitsluitsel, hier's 'n probleem, kan ons 'n reëling tref vir betaling. Kyk, en na jou toe, so wanneer tree julle funksie dan nou in? Jy weet, is dit nou na hierdie 4 tot 5 dae wat julle dan ontvang, of waar tree julle dan nou in? Ons hooffunksie is die sagte ware. Ja. So dis waar op die eis geprosesseer gaan word en waar dit elektronies aangestuur gaan word. Van daar af sal ons dan die praktyke help as hulle bureaudiens nodig het om daai eis verder te vat, op te volg met die fonds of die personeel in die praktyk of soos hier in die hospitaal sal dit verder vat. En dan wag ons vir die terugvoer van die fonds af en dan begin ons weer met die pasiënt aanspreeklikheid om dit verder op te volg. Robert, dan na jou toe, algemene bedrog. Is dit nog iets wat gesien word van mediese fondse af, jy weet, op 'n hospitaal vlak byvoorbeeld, of is dit iets wat eintlik bekamp word baie makliker as byvoorbeeld in die verlede? Van ons kant af, die magtiging, die identiteit van die pasiënte, daai proses, dink ek het ons redelik onder beheer, dat dit wel die pasiënt is wat daar is. Want in die verlede het ons al gekry, toe dit nou nog met 'n handstelsel was, dat pasiënte my niggie se of my sussie se mediese fondskaart bring. Maar ek dink daai ding is redelik onder beheer op die stadium. So as jy my vra, waar lê korrupsie op hierdie stadium in die privaat gesondheidsorg, kan dit dalk wees in die veld van Engels praat van overservicing, jy weet wat daar te veel, te gou chirurgie toegepas word, in teenoor daarvan om 'n bietjie van 'n konservatiewe benadering te volg. Maar dis maar my persoonlike opinie daaroor. Kry ek net weer artificial intelligence byvoorbeeld dan nou, en dan natuurlik, jy weet, cybercrime. Is daar enigiets soos dit wat julle ook al gesien het, jy weet, wat 'n tendens begin word, was dit al daar, is dit iets wat byvoorbeeld nog steeds so is en wat verbeter, jy weet, hoe kan dit werk? Want ek dink ja, as 'n pasiënt byvoorbeeld dink hy dekking, net om uit te vind maar my spaarplan is uitgeput, maar ek was ook nie een keer 'n jaar by die dokter nie. Het jy al so iets al beleef? Ja, so ek dink aan die begin, kom ons vat kunsmatige intelligensie. Ja. Daar dink ek het fondse baie ingespan waar die pasiënt nou maklik met 'n bot, soos hulle sê, kan praat, om uit te vind hoeveel is my spaarplan. Dan hoef hulle nie in 'n webwerf in te gaan nie. Waar as ek weer vat kunsmatige intelligensie met betrekking tot praktyke, mediese praktisyns, daar sien ons weer baie as hulle elektroniese notas maak. Gebruik hulle kunsmatige intelligensie om partykeer in te luister op die gesprek. Met magtiging van die pasiënt nou, en vinniger en meer akkuraat notas kan maak. So daaroor na jou toe. Natuurlik, as 'n pasiënt byvoorbeeld deur ongevalle opgeneem word, is dit heeltemal 'n ander tipe van prosedure van opname. Hoe werk dit en hoe verskil dit van 'n gewone opname na byvoorbeeld 'n ongevalle? Kyk, as jy deur ongevalle kom, is dit zeer sekerlik gaan dit 'n noodgeval wees of 'n PMB geval, en in daai geval word jou fonds verplig om daai rekening ten volle te betaal. Ons neem jou dadelik op, ons gaan jou nie weier nie. En ons sal dan, as dit na ure is en die fonds is nie oop nie, sal ons steeds die magtiging namens jou aanvra. En as daar 'n probleem is waar 'n fonds byvoorbeeld sê nee, maar jy mag eintlik nie, jy het 'n netwerkplan, jy mag nie na ons hospitaal toe kom nie, dan beklei ons, want ons sê, maar hierdie was 'n noodgeval, die pasiënt het met 'n ambulans ingekom. Hulle mag by ons behandel word in so 'n situasie. Maar die fondse raak ook slim, want hulle kan gaan kyk, wat is jou adres en wat is jou naaste netwerkhospitaal. En as jy verby een gery het na ons toe, wat byvoorbeeld sê nie een is nie, gaan hulle dit miskien afkeer. Maar ons, soos ek sê, ons help altyd die pasiënte en kyk of ons nie 'n motivering kan kry waarom het die pasiënt so toe gekom nie. Miskien was daar nie beddens beskikbaar by die ander hospitaal nie.
So ja. So daar's altyd 'n rede daarvoor. Robert, jy wil iets bysê? Nee, ek sien net Thys, dit gebeur ook dat pasiënte aanland, dan is die fonds uitgeput of daar's 'n probleem of 'n netwerkprobleem. Ons sal nie 'n pasiënt wegwys nie. Ek bedoel, ons het 'n plig om hierdie pasiënt te stabiliseer en seker te maak dat die pasiënt uitgevaar is voor ons die volgende stap sal neem. En 8 uit 10 word die pasiënt maar opgeneem en ons hanteer dit daarna dan. Ja. En ons los ook hierdie probleem dan op 'n sinvolle manier ook. So ek dink dis belangrik om net dit ook oor te dra. Ja, ek dink want dit was juist een van my opvolgvrae wat ek aan jou wou gevra het. Wat gebeur in die geval byvoorbeeld as 'n persoon in 'n motorongeluk was of in 'n ongeluk is, hy's bewusteloos en jy kom eintlik agter, hy het nou by julle geland, maar hy het dalk nie 'n mediese fonds nie. Ja, absoluut. En dis wat dit probeer sê, okay, om stabiliseer, maak seker alles is onder beheer. En daar's 'n klomp kostes want daar's bloede wat getrek moet word, daar's radiologie, maar almal besef, ons kan nie net hierdie pasiënt wegwys nie. Want as hy op die pad sou sterf na 'n ander hospitaal toe of na 'n staatshospitaal toe, is dit groot moeilikheid. So ons stabiliseer, maak seker alles is buite gevaar en dan reël ons 'n beplande oortrek na of die staatshospitaal toe of dan nou netwerkhospitaal toe. Maar ek bedoel, ons kyk na hoe dit loop dan, maar dit bly maar eintlik die pasiënt se verantwoordelikheid dan. Ons werk 'n estimasie vir die pasiënt uit en dan is dit hulle keuse, wil hulle voortgaan met die prosedure, ons help partykeer en of wil hulle eerder geskei word na 'n ander fasiliteit toe. So ja, ons kyk soos hoe kan ons hulle help. Ja. As hy bly ingeskakel want net hierna bespreek ons die toekoms van gesondheidsorg. Gesondheidsorg raak duurder, mediese fondsbydraes styg jaarliks en baie huishoudings natuurlik voel die druk. Waarheen beweeg die bedryf en wat beteken dit vir my en vir jou? Oor na jou te kry. As 'n ou byvoorbeeld daai eerste konsultasie by 'n spesialis of byvoorbeeld 'n ortodontis, as jy dan verwys van 'n tandarts af en baie keer ook selfs tandarts of fisios, sê byvoorbeeld vir jou luister gaan hanteer die eis jouself of kan dit doen deur die praktyk, maar baie keer is daar dan ook byvoorbeeld soos die Engelsman sê 'n discount betrokke. Jy weet om op 'n baie manier te doen. Wat is jou opinie daarop? So ek sal sê as die praktyk ingekontrakteer is en alles word gedek in die praktyk deur die fonds, moet die praktyk definitief daar eis self instuur. Dit maak meer sin dat dit gaan elektronies deur reguit in die hoofraamrekenaars van die fonds in en ons onmiddellike terugvoer soos ek nou genoem het, van of dit betaal is of nie betaal is nie. Maar in die geval van spesialiste wat miskien uitgekontrakteer is, daar gaan hulle sê betaal kontant en dan moet die lid self die eis aanstuur na die fonds toe, maar baie belangrik saam met die kwitansie, dat die fonds kan sien dis wel betaal deur die lid, dat hulle nie per ongeluk die praktisyn weer betaal vir die bedrag nie. Robert, nou dan jou toe, as ons gaan kyk byvoorbeeld gesondheidsorg wêreldwyd word op 'n jaarlikse basis nie geklassifiseer op 'n gewone gemiddelde inflasiekoers nie. Jy weet, jy het amper 'n gesondheidsinflasiekoers op sy eie. Sien julle dit as 'n tendens wêreldwyd of is dit meer aggressief binne in Suid-Afrika of is ons maar min of meer dieselfde? Nee, ek dink net van die hospitaal se kant af is ons akiet bewus van die feit dat die mediese fondse onder druk is. Sonder 'n mediese fonds het ek nie 'n besigheid nie of ons nie 'n besigheid nie. En daarom is dit vir ons belangrik om die fonds ook effektief te bestuur. In die sin van dat natuurlik probeer ons die pasiënte so effektief as moontlik in die hospitaal hanteer en dan ook so gou as moontlik uit die hospitaal uit kry. Dit klink nou asof ons nie die pasiënte daar wil hê nie, maar ons is akiet bewus daarvan dat as 'n pasiënt langer termyn lê as wat hy moet lê, dat dit die fondse se kostes opjaag. Ja. En natuurlik in 'n hospitaal is jy blootgestel aan alles wat in 'n hospitaal gebeur en daar is hospitaalkieme wat rondloop en nou moet dit maar effektief bestuur. So effektiewe bestuur in 'n hospitaal is vir my van kardinale belang. Ons moet effektief wees, die pasiënte uitkry so gou as moontlik, want dink ek dan doen ons goeie medisyne op die stad. Chantal, oor na jou toe, wat is die grootste algemene, kom ons sê risiko en uitdagings vir algemene praktisyne en spesialiste binne 'n hospitaal? Die magtiging wat hulle verkry, hulle moet die regte stelsels hê en die hospitaal is afhanklik van daai magtiging wat hulle kry. Ons vat dit dan van daar af, ons volg op met die fonds en die dokter is dan nog steeds afhanklik van al daai inligting wat ons deurgee aan die fondse. Okay. So met ander woorde daai ekosisteem wat gemaak word, maar ekosisteem is niks anders as 'n stelsel nie, né? Ons is trots aan ons kant soos ek genoem het, dis wat ons bied vir dokters om te sê het julle die regte stelsel? Is daai stelsel in die cloud of in die wolk? Is daar regte sekuriteite in plek? Maar sonder die regte stelsel gaan die eis nêrens uitkom nie of die eis gaan nie reg uitbetaal word nie. Robert, terug na jou toe. Dit is 'n sensitiewe saak as ons praat, jy weet, van die besigheidskant van
'n hospitaal. Maar hoe kan ons daai, kom ons sê, industrie tot 'n groot mate verbeter om beheer te kan kry rondom koste nommer 1 en natuurlik jy weet rondom algemene, kom ons sê, praktisyns wat nog steeds daai 200 of 300% byvoorbeeld vra. Jy weet om 'n algemene, kom ons sê, pryslys te kan kry en die stelsel of die ekosisteem te kan beheer. Onthou, elke rekening wat uitgaan, is daar 3 komponente aan. Die een is die saal en die teater en die akkommodasie fooi wat ons kan vra, plus die toerusting dan aan die ander kant, en die tweede ding is dan die medisyne. En dan die chirurgiese komponent. Dit maak omtrent 25% van die rekening uit. Maar die chirurgiese komponent is 'n belangrike komponent wat byvoorbeeld in teater gebruik word. En daai is 'n belangrike fokuspunt vir ons om dit so effektief te kan gebruik. Ons is ongelukkig nie deel van 'n groot groep hospitale wat die vermoë het om dat met die verskaffers te kan onderhandel nie. Grootskaalse voorraad te kan koop. Absoluut. So ons onderhandel op ons eie en ongelukkig bied NHN dit nie op hierdie stadium nie. So effens op ons eie of op ons eie oorgelaat om hierdie dinge te kan doen. Maar ek dink daar's tog 'n besparing in daai komponent van die mediese of die rekening wat aan die fondse toe gaan op die stadium. Chantal, net laaste vraag vir jou. Wat is wat jy vir die kyker daar buite sal sê? Jy weet wat hy moet eintlik agter mekaar kry, sou hy byvoorbeeld 'n prosedure beplan en as hy byvoorbeeld op pad is daarna na Suid-Afrikaans toe. Sonder om homself te frustreer, maar watse tipe van goedjies moet hy seker maak is in plek? Maak seker van jou as daar protese limite is of enige bybetalings, kry daai inligting self ook by jou fonds en skakel die hospitaal se ontvangs ook. Hulle sal ook vir jou kan sê vir daai prosedure word daar byvoorbeeld 'n protese gebruik. Jy gaan moet kyk wat is jou limiet sodat jy weet waarvoor laat jy jou in as jy opgeneem word en of daar enige bybetalings is. Ja. Robert, afsluitend by jou. Hoe lyk Suid-Afrikaans oor 10 jaar van nou? Hoe lyk julle beplanning? Ons het nou onlangs 'n nuwe daghospitaal gekoop. En die idee is om die hoër akute pasiënte te hou in die hospitaal en die korter verblyfgevalle in die daghospitaal te kan kry. En daai oorgang is besig om te gebeur. Dis maar 'n natuurlike proses. Maar ek dink dis waar medisyne heen gaan om vinnige effektiewe medisyne te doen. En ons is besig om noord van die hospitaal te beplan om die daghospitaal waar hy nou is, wat so 2 kilometer van die hospitaal af is, te skuif na die hospitaal toe en dan te verbind met 'n lugbrug. Ons kyk na nuwe geleenthede en ons voel dat daar geleenthede is daar buite. Ons voel ons het 'n goeie model wat werk op hierdie stadium. Sê weer, daar's nie aandeelhouers nie, dis 'n hospitaal vir nie vir winsbejag nie en die geld wat gemaak word teruggeploeg in die hospitaal in die vorm van toerusting, geboue en natuurlik ook dan in die personeel. En dit werk regtig goed vir ons op die stadium. En dis natuurlik 'n wins en glad nie 'n verlies nie. Maar kyk net met afsluiting by jou. Waartoe is julle op pad 10 jaar van nou af? Kunsmatige intelligensie. Ek dink ons hele span, ons dev span van omtrent so 20 sagteware ontwikkelaars en hulle gebruik dit in hulle taal om vinniger te kan ontwikkel en ons wil met KI pasiënte kan bekragtig. Op hierdie stadium het ons nog nie daai B2C verhouding nie, maar ek dink daar's definitief 'n mark vir dit. Jy kan na die tyd met 'n bietjie aflyn gesels. Weet dan kyk ons maar vir so ietsie daar. Maar baie dankie vir julle tyd natuurlik kry en vir jou ook Chantal. Robert, as 'n absolute voorreg vir my gewees en baie dankie dat julle by ons was. Dankie dat julle saam gekyk het en natuurlik ons sien julle volgende keer op Wins of Verlies.